Vandag se lesie gaan ons nou weer begin kyk na eksponente en eksponentwette. Nou julle het in graad 8 al met eksponente en eksponentwette gewerk en ons gaan nou net julle geheue weer verfris en dan weer die wette van vooraf bekyk. Nou ons het geleer in graad 8 dat ons werk met 'n grondtal of 'n basis. Ons noem hierdie A ons grondtal of ons basis. En dan praat ons van die mag tot die mag 2, tot die mag 3, kom ons noem dit in hierdie geval sommer x. Maar daai x is ons eksponent. Hierdie x is die eksponent waarmee ons gaan werk. Nou ons basis verhef tot 'n sekere eksponent, gee vir ons 'n mag. Dit is hoekom ons praat van magte. Nou as ons kyk na die grondtal, sê maar byvoorbeeld, ons het 2 tot die mag 3, onthou hierdie tweekie is ook nou soos die lyf van die bewerkingkie. Dan het ons 2 tot die mag 3, met ander woorde ons 2 is ons grondtal of ons basis, en die 3kie is nou my eksponent. Nou hierdie eksponent sê vir ons hoeveel keer die basis met homself vermenigvuldig word. Met ander woorde, as daar staan 2 tot die mag 3, dan beteken dit, as ek kyk na die eksponent, dan beteken dit 2 word 3 keer met homself vermenigvuldig. Goed, met ander woorde, as ons sê 2 word 3 keer met homself vermenigvuldig, dan kry ons dat dit 2 maal 2 maal 2 is en dit gee vir my 8. Goed, so kom ons kyk nou verder. Ons het nou gesê, die 2 tot die mag 3 beteken jy vermenigvuldig 2 3 keer met homself. Kom ons kyk nou net na nog verdere voorbeelde. As ons het A tot die mag 4, dan beteken dit my A is my grondtal. A is my grondtal of my basis. En die 4kie is my eksponent. Dit beteken A word 4 keer met homself vermenigvuldig. Met ander woorde, ek kan dit skryf as A maal A maal A maal A en die ander skryfwyse is ook A maal A maal A maal A. As ons nou kyk na die voorbeeldjie van 2x tot die mag 3, dan kan ek sien, dit beteken, dit is 2 maal x maal x maal x. En ons kan dit ook skryf as 2x x x. Maar nou lyk dit lomp om hom te skryf as 2 maal x maal x maal x. Daarom gebruik ons eksponente om hom mooi algebraïs te skryf as 2x tot die mag 3. Hierdie maak ons nou 'n mooi algebraïse taal. Kom ons kyk na 'n ander voorbeeldjie, 'n volgende voorbeeldjie waarna ons kan kyk. As ons nou byvoorbeeld het 2x, maar hierdie 2x is tot die mag 3. Dan beteken dit nou, die hele 2x is my grondtal, of my basis, en die 3 sê vir my, ek moet hom 3 keer met homself vermenigvuldig. Met ander woorde, daai 3kie is my eksponent. So, ek kan dit skryf as 2x maal met 2x maal met 2x. En dit gee vir my 'n antwoord van 8x tot die mag 3. Want 2 maal 2 is 4 en 4 maal 2 is 8. So ek kry dan 8x tot die mag 3. As ek byvoorbeeld kyk na 'n getalletjie wat sê 2 tot die mag 4 maal x, dan gaan dit oor my grondtal
gaan hierdie tweekie is my grondtal of my basis. Ons kan ook van dit praat as die lyfie van die mag. En hierdie 4 is my eksponent. En let nou net mooi op, hierso is my grondtal of my basis is x en ek het 'n spookenetjie wat sy eksponent is. Met ander woorde, hy is net eenmaal met homself vermenigvuldig. So ons kan hier nou kry, dit gee vir my 2 maal 2 maal 2 maal 2, want onthou die eksponent sê vir my hoeveel keer hy met homself moet vermenigvuldig word, en dan nou maal met die x. So as ek hierdie sommetjie nou uitwerk, dan sien ek nou mooi, daai 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8, maal 2 is 16, en hierdie antwoord word geskryf as 16x. Nou bring dit ons by ons wet 1 van eksponente. Nou wet 1 sê vir my, as ek magte met dieselfde basis met mekaar vermenigvuldig, hou ek die basis of die grondtal dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Met ander woorde, as ek het a tot die mag m maal met a tot die mag n, dan kan ek sê dit is a tot die mag m plus n. As ons nou mooi hier kyk, dan gaan ek nou sien dat my a'tjie is my grondtal of my basis. En julle kan sien hierdie grondtal of die basis is presies dieselfde. So dit is nou die lyfie van die bewerking. Maar onthou nou, my basis bly presies dieselfde. So die lyfie kan nou nie verander nie. So hy bly A. Dit is nou met die kop van die bewerking, die eksponent, wat ek nou 'n berekening gaan maak, want ek het nou daai eksponent en daai eksponentjie, dan kan ek nou sê ek tel die eksponente by mekaar. Met ander woorde, a tot die mag m maal a tot die mag n is gelyk aan a tot die mag m plus n. Verder kry ek nou die volgende voorbeeld. As ek byvoorbeeld het x tot die mag 2 maal met x tot die mag 3, dan kry ek dit is x tot die mag 2 plus 3. Julle kan nou mooi sien, my grondtalletjie is x, my grondtal bly dieselfde, my eksponente is nou 2 en 3, en ek tel my eksponente by mekaar. Met ander woorde, my lyfie bly presies dieselfde en ek kan die eksponente by mekaar tel. As ons nou gaan kyk in detail, hoekom is dit so, het ons mos nou gesê, die eksponent sê hoeveel keer iets met homself vermenigvuldig word. Met ander woorde, ons kan sê hierdie x kwadraat gee vir my x maal met x, en dan maal ons dit met x tot die mag 3, wat x maal x is, en as ons nou gaan terugkyk, dan kan ons sien, hierdie gee vir my 'n antwoord van x tot die mag 5, want ek het hierso 1, 2, 3, 4, 5 keer wat ek x met homself vermenigvuldig, met ander woorde, dit gee vir my 'n antwoord van x tot die mag 5. So die kortpad is, as ek hier sommer uitgeredeneer het, ek tel my eksponente by mekaar, is die kortpad x tot die mag 2 plus 3 gee vir my x tot die mag 5. As ons kyk na die volgende voorbeeldjie, dit was ons eerste voorbeeldjie, as ons kyk na ons volgende voorbeeldjie, dan het ons byvoorbeeld 2 tot die mag 3, maal met 2 tot die mag 4. Nou moet julle mooi onthou, hierso is my lyfie is nou 2. En onthou, ons hou ons basis of ons grondtal dieselfde. Die 2 is ons basis of ons grondtal.
Met ander woorde, hy gaan nou nie verander nie, die lyfie bly onveranderd. So, jy gaan nou nie sê die lyfie word nou 2 maal 2 wat 4 is nie. Jou lyfie bly 2, want jou lyfie bly onveranderd. Maar ons hou ons basis dieselfde. Ons kan sien ons eksponente is nou 3 en 4, so my reël sê vir my dit word dan 3 plus 4 en dit is my eksponente wat ek bymekaar tel volgens my eksponentwet en dit gee vir my 2 tot die mag 7 as 'n antwoord. Ons volgende voorbeeld, as ons kyk na ons volgende voorbeeld, dan het ons minus y tot die mag 3 maal met minus y tot die mag 2. Julle moet net mooi oplet, my basis of my grondtel is nou minus y. Dis my grondtal of my basis. Ons wet sê vir ons hou ons grondtal of ons basis dieselfde. Met ander woorde, my lyfie moet nou minus y bly. So as ons kyk na ons wet, sê ons wet vir ons my lyfie bly minus y. My eksponente is 3 en 2, so ek gaan hulle bymekaar tel, want dit is wat my eksponentwet vir my sê. As ek nou mooi kyk na dit, dan kry ek my antwoord is minus y tot die mag 5. En julle sien, my lyfie het dus minus y gebly. As ek kyk na my volgende voorbeeldjie, dan het ek x kwadraat y maal met x y tot die mag 3. Nou hier het ons 'n bietjie 'n kombinasie nou. Onthou, ons kan net grondtalle wat dieselfde basis het bymekaar tel. So hierdie is ons eksponente bymekaar tel. Met ander woorde, ons eerste grondtalletjie is ons x. As ons nou kyk na sy eksponente, het ons 'n 2 en hier staan 'n spook 1. Met ander woorde, daai gaan word x tot die mag 2 plus 1, want dit is die eksponente wat 'n grondtal van x het. Die volgende enetjie wat ons sien is ons y, is ons volgende grondtalletjie, en as ons hom neerskryf, kan ons kyk na sy eksponente. Hier staan 'n spook 1 en sy ander eksponent is 3, met ander woorde 1 plus 3 is sy eksponent dan. So my vergelykingkie, die antwoord is x tot die mag 3, y tot die mag 4. Nou onthou, hulle het mos vir ons gesê, die eksponent sê hoeveel keer grondtal met homself vermenigvuldig word. So as ons hom nou weer uittrek op die lang manier, dan gaan ons sien hierdie is x maal x maal y maal x maal y maal y maal y. So, as ons na hierdie x'e gaan kyk, dan kan ek nou sien, ek het 1, 2, 3 x'e, met ander woorde dis x tot die mag 3, en ek sien y word 1, 2, 3, 4 keer met homself vermenigvuldig, met ander woorde dis y tot die mag 4. Ons kyk net gou na die verskillende skryfwyses van vermenigvuldiging van grondtalle en eksponente. Ons kan dit skryf as a tot die mag 2 maal met a tot die mag 3, en dit gee vir my grondtalletjie bly dieselfde. My grondtalletjie bly 'n a'tjie, so ek hou hom dieselfde, en my eksponente is nou die 2 en die 3, met ander woorde dit word a tot die mag 2 plus 3, en ek tel my eksponente bymekaar volgens my wet, en ek kry my antwoord is a tot die mag 5.
Die ander manier wat hulle dit ook kan skryf is deur net te sê x maal met x tot die mag 3. En hier punt is dieselfde as 'n maal en nou kan ek hier sien my grondtalletjie is x, so ek hou my grondtal dieselfde. My eksponente sien ek hier is 'n spook 1 en ek gaan die 1 en die 3 bymekaar tel, so ek het 1 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van x tot die mag 4. Die ander manier wat hulle dit ook kan skryf is as ons het p se kwadraat maal met p tot die mag 4. En dit gee vir my grondtal is p tot die mag 2 plus 4 is 6. Ons doen net sommer nog 'n paar voorbeelde saam om hierdie werkies mooi in te oefen. X tot die mag 3 maal met x tot die mag 4 kan ek skryf is x tot die mag 3 plus 4 en dit gee vir my 'n antwoord van x tot die mag 7. 4 tot die mag 2 maal met 4 tot die mag 4 is gelyk aan 4 tot die mag 2 plus 4 en dit gee vir my 'n antwoord van 4 tot die mag 6. Onthou ek hou my grondtalletjie dieselfde. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is minus 4 tot die mag 3 maal met minus 4 tot die mag 4. Nou in hierdie geval, as ons nou mooi kyk, onthou nou, hierdie minus is apart van die 4 tot die mag 3. En net so is hierdie minus apart van die 4 tot die mag 4. Met ander woorde, hierdie ene as ons hom nou gaan uitskryf, kry ons eintlik minus 4 maal 4 maal 4 maal met minus 4 maal 4 maal 4 maal 4. Nou sal ons onthou uit ons algebra lesse uit dat hierdie minus maal met 'n minus, onthou 'n minus maal 'n minus word 'n plus. En dan het ek 4 tot die mag en daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer wat 4 met homself vermenigvuldig. Met ander woorde, my antwoord is 4 tot die mag 7. So as ons hierdie op die kortpad manier gaan skryf, dan kan ons gesê het minus 4 tot die mag 3 maal met minus 4 tot die mag 4. Min maal 'n min is 'n plus en dit gee vir my plus 4 tot die mag 3 plus 4 en dit is 4 tot die mag 7. Volgende voorbeeldjie het ons minus 2 tot die mag 3 maal met minus 2 tot die mag 2. In hierdie geval kan ek nou sien dat my basis is minus 2, want hy staan binne in die hakkie en die eksponent is buite. Met ander woorde, my lyfie gaan wees minus 2 en ek gaan my eksponente bymekaar tel. My eksponente is 3 plus 2 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 2 tot die mag 5. Die minus 2 tot die mag 5 kan ek ook skryf as minus 2 maal minus 2 maal minus 2 maal met minus 2 maal met minus 2. En as ek nou na hierdie antwoord gaan kyk, dan kan ek sien, maar hierdie minus maal 'n minus is 'n plus. Dan het ek nou weer hierdie plus maal met hierdie minus is 'n minus. Hierdie minus maal met hierdie minus word 'n plus. Die plus maal met hierdie minus word 'n minus. Met ander woorde, my finale antwoord gaan 'n minus antwoord hê. En die minus antwoord van minus 32. As jy hom gaan skryf volgens die
eerste enetjie, as ons net weer kyk na die langpad, het ons -2 maal -2 maal -2 en dan het ons maal met -2 se kwadraat wat -2 maal -2 is. So, as ons hom nou weer bekyk, dan kan ons sien hierdie gee vir my 'n minus maal 'n minus is 'n plus. 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Met ander woorde, ek kry minus 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8. Volgende enetjie maal ons nou, want ons gaan sien 'n min maal 'n min is 'n plus en 2 maal 2 is 4. So dit word plus 4. Met ander woorde, ek het minus 8 maal met plus 4, 'n minus maal 'n plus is 'n minus en 8 maal 4 is 32. Uit hierdie oefeningkie wat ons nou gedoen het, wil ek nou hê wat julle moet oplet is as ons 'n minus het tot 'n onewe eksponent. Kan julle sien is ons antwoord altyd 'n negatief. En as ons 'n minus het tot 'n ewe eksponent, dan gaan ons antwoordjie altyd positief wees. As ons byvoorbeeld kyk na minus 3 tot die mag 4, minus is 3 is 'n negatiewe getalletjie tot 'n ewe eksponent en dan beteken dit is minus 3 maal minus 3 maal minus 3 maal weer met minus 3 en net so kan ons sien 'n minus maal 'n minus is 'n plus maal 'n minus is 'n minus en 'n minus maal 'n minus is weer 'n plus. Met ander woorde, my antwoord gaan 'n positiewe antwoord wees. 3 maal 3 is 9, maal 3 is 27, maal 3 is 81. Met ander woorde, ek sien 'n minus basis tot 'n ewe eksponent is 'n positief, altyd 'n positiewe antwoord. Nog 'n voorbeeldjie waarna ons kan kyk. As ons het 3x² maal met 2x tot die mag 3. Onthou nou, in hierdie geval is hierdie 3 en hierdie 2 is koëffisiënte. So wat ons hier gaan doen, is ons kan ons koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig en dan maal ons die x² maal met x tot die mag 3. Nou kan ons hierso sien, ons het ons grondtalle wat dieselfde is, so ons kan ons wet toepas deur ons eksponente bymekaar te tel. En 3 maal 2 gee vir ons 6 en x tot die mag 2 plus 3 is 5. Hierdie is dan nou die lesie wat gaan oor die wet 1 van eksponente wat vir my sê, as die basis dieselfde is en ek vermenigvuldig magte met mekaar, dan hou ek die basis dieselfde en ek tel die eksponente bymekaar. Julle kan hierdie werkies nou inoefen deur al die huiswerksommetjies te voltooi wat ek vir julle hier saamgestel het. Geniet die oefening.